Kom ons word nou stil voor die Here. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan op sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, hy sal seën wegdra van die Here. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God onse Vader en die Here Jesus Christus, in die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 18 tot die Here se lof. Ek het U hartlik lief, o Heer. U is my sterkte. U is my teeweer. Die Here is my rots. Hy is my vesting sterk. Hy is my redder wat my heil bewerk. Die eerste en die derde verse van Psalm 18 en daarna bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Ek glo in die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die Here se wet. Hy in wie se teenwoordigheid ons is. Daardie wet is vir ons opgeteken in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie,
Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die 3de gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En nou die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan die 10de gebod is, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In antwoord op die Here se wet sing ons verder in Psalm 18, en hierdie keer sing ons die 14de en die 15de verse. Gods weg is gans volmaak soos hy, sy woord van al wat smet is vry, soos goud gelouter 7 maal. Psalm 18 verse 14 en 15 en daarna bid ons saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, saam met die psalmdigter moet ons vra, wie is daar buiten U? Na wie toe sal ons gaan? So vra die apostel Petrus en ons vra dit ook, want U het die woorde van die ewige lewe en U weg is gans volmaak, soos U gans volmaak is. U is die een wat in die wonderlike liefde en genade U self aan U kinders geopenbaar het. En wanneer ons
u woord hoor, dan weet ons, hierdie is 'n suiwere woord. Hier is nie iets wat hierdie woord besmet nie. Hierdie is 'n gelouterde woord. Ons dank U dat die Heilige Gees ons oortuig van daardie waarheid en dat ons op die weg kan wandel wat U vir ons aangewys het, en terselfdertyd steek ons hande uit na U toe en ons bid, Here, wys die regte weg my aan. Maak my hart daartoe genee om daarop te gaan. Ons dank U dat U ons in ons stryd raak sien en dat ons na U toe kan kom enige tyd, soos die psalmdigter en sê dat U is ons rots, U is ons vesting sterk. U is die een wat ons met krag omgord in hierdie wêreld. U is die een wat ons voete lei op die pad van stryd. U is die een wat die boog in ons hand plaas. Want ons leef in 'n bose en 'n wêreld tussen 'n krom en 'n verdraaide geslag, en die aanslag van die duiwel en die bose is rondom ons gedurig. Ons dank U vir die Here Jesus Christus, wat die weg van oorwinning vir ons gebaan het. Ons bid, Hemelse Vader, dat U dan sal wees met ons waar ons nou na die woord luister van sy apostel, en dat dit vir ons van toepassing sal wees, ook in hierdie dag en hierdie tyd, want ons leef in 'n tyd wat boos is, en ons leef in 'n tyd van 'n wêreld wat U nie wil ken nie, en ons leef in 'n tyd van 'n kerk wat afdwaal. Ons bid dan dat U ons eie sonde en ons eie afdwalinge sal vergewe, en dat U knegt die woorde sal gee om te spreek in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing kom uit die laaste hoofstuk van die eerste brief aan die Korintiërs. Die apostel Paulus se eerste brief aan die Korintiërs, en ons lees in die laaste hoofstuk, hoofstuk 16, lees ons van die 5de vers af. Maar, skryf die apostel, ek sal na julle kom nadat ek deur Macedonië gereis het, want ek gaan deur Macedonië. En moontlik sal ek by julle vertoef of ook oorwinter, sodat julle my kan voorthelp waarheen ek ook al mag reis. Want ek wil julle nie nou net in die verbygaan sien nie, maar ek hoop om 'n tyd lank by julle te bly, as die Here dit toelaat. Maar ek sal in Efese bly tot Pinkster toe, want 'n groot en 'n kragtige deur het vir my oopgegaan, en daar is baie teestanders. En as Timoteus kom, sorg dat hy sonder vrees by julle is, want hy doen die werk van die Here net soos ek. Laat niemand hom dan minag nie, maar help hom verder in vrede, dat hy na my toe kan kom, want ek wag vir hom saam met die broeders. Met betrekking tot die broeder Apollos, by hom het ek sterk aangedring om saam met die broeders na julle te gaan, maar hy was heeltemal onwillig om nou te gaan. Hy sal egter gaan wanneer die tyd vir hom geleë is. Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. Laat alles by julle in liefde geskied. En ek versoek julle broeders, julle weet dat die huisgesin van Stefanas die eersteling van Agaia is, en dat hulle hul tot diens van die heiliges gestel het, dat julle ook onderworpe moet wees aan sulke mense en aan elkeen wat saamwerk en arbei. Ek verbly my oor die aankoms van Stefanas en Fortunatus en Agaikus, omdat hulle my gemis aan julle vergoed het. Want hulle het my gees verkoop, en julle sin ook, herken sulke manne dan. Die gemeentes van Asië groet julle, Aquila en Priscilla saam met die gemeente wat in hulle huis is, laat vir julle baie groete weet in die Here. Al die broeders groet julle, groet mekaar met 'n heilige kus, die groete van Paulus met my eie hand. As iemand
die Here Jesus nie liefhet nie, laat hom 'n vervloeking wees. Maranatha. Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle almal in Christus Jesus. Amen. Dit is die woord van die Here in ons lees tot sover daaruit. Ons antwoord daarop deur Psalm 118 te sing, die 3de en die 4de vers. Toe ek omring van alle sye die vyand rondom my sien staan, het God my stem gehoor uit leie en my veilig uit laat gaan. Psalm 118 verse 3 en 4. Korintiërs 16 vers 13. Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. Geliefdes, in die weke wat verby is, het dit weer eens in ons kerke gegons oor die kwessie van manlikheid en vroulikheid en veral ten opsigte van die ampte. Na bykans meer as 30 jaar se debatvoering blyk dit nog steeds 'n probleem te wees. En dit tog terwyl die skrif so duidelik manlikheid van ons vra. So duidelik sy geestelike leiding in die kerk, die Here se geestelike leiding in die kerk aan die manlike broers opdra. Terwyl ons teks so duidelik van die broeders vra om die rol van 'n man te vervul. Nou wat beteken dit om jou soos 'n man te gedra? Om volgens die oorspronklike betekenis van die woord die rol van 'n man te vervul. Dit beteken sekerlik om dapper en vreesloos te wees, om vas te staan, om die vyand in die oë te kyk, buig of bars. En die dae toe daar nog 'n bosoorlog was, het ons seuns 2 jaar lank diensplig gedoen en miskien het hulle daar geleer om hulle man te staan. En daai dae is nou verby. Toe ek op skool was, moes jy jou pak slaag soos 'n man vat, maar daai dae is ook verby. Dit lyk asof die enigste ware manne wat nou oorgebly het, Saterdae in klein groepies rondom groot sportskerms bymekaar trek om daar ware vuurwater te drink. Iets wat skynbaar
net 'n ware man kan doen. Dit lyk asof die enigste ware manne is hulle wat stywe boerboelbroekies dra wat oor hulle bobene span sodat die vroulike geslag daaroor kan swymel. Vraag is dit die enigste manlikheid wat daar nog vir ons mense oorgebly het? Wees manlik, wees sterk. Skryf die apostel aan die einde van hierdie brief, is nou amper 2000 jaar gelede, hierdie brief aan die gemeente in Korinthe. Nou Korinthe daar in die sentrum van die Romeinse Ryk, hy roep die broeders daar op tot manlikheid, hy sê vir hulle, gedra julle soos 'n man om behoort te gedra. En in Paulus se oproep hoor ons weer die Here se woorde deur sy profeet Esegiel daar terug in die dae toe die mure van Jerusalem stikkend gelê het. Toe die kerkvolk se mure vol gate was. Dan lees ons, sê die Here daar, ek het 'n man onder Israel gesoek. 'n Man wat 'n muur kan bou. 'n Man wat voor my aangesig kan staan, 'n man wat vir die land in die bres kan staan. Iemand wat mans genoeg is, moet asseblief na vore kom om die verval wat daar is te staan. Iemand wat mans genoeg is om ter wille van die volk weer die skeiding tussen Jerusalem en die wêreld op te rig. Nou is natuurlik baie wat die Bybel vandag lees wat swaarigheid het met hierdie opdrag, hierdie oproep tot manlikheid. Hulle het in elk geval swaarigheid met die feit dat Paulus net die broeders aanspreek in sy briewe. Dat die apostels onderdanigheid van die vroue verwag in die huis en in die kerk. Vir hierdie mense is alle manlike taal in die Bybel tekens van 'n uitgediende kultuur. Die Bybel werk met 'n vergange wêreldbeeld, sê hulle. Dis 'n boodskap wat vir lank gelede gegeld het. Begrippe soos God die Vader, dit word al hoe moeiliker om te verwerk. Kan God nie ook 'n moeder wees nie? Kan God nie ook tweeslagtig wees nie? Man en vrou in een, so word daar gevra. Die patriargale, die vaderlike wêreldbeeld in die Bybel, dit gaan eenvoudig nie meer op in vandag se wêreld waar die rolle van man en vrou so maklik omgekeer word nie. In vandag se wêreld waar die vrou baie dikwels die broek dra, letterlik en figuurlik. In vandag se wêreld waar mans al hoe meer opgeroep word om die vroulike in hulle self te soek en te ontdek. In vandag se kerk waar ons selfs manlike wyfies en vroulike mannetjies op die kerkraadsbanke en op die preekstoel sien. Wat kan dit vir ons beteken dat die apostel ons oproep tot manlikheid? Nou geliefdes, dit beteken dieselfde vandag as wat dit 2000 jaar gelede in Korinthe beteken het. En nou moet ons weet dat die Korinthe van die antieke tyd was baie soos die Kaapstad van vandag. 'n groot besige hawe stad. Kosmopolitaans kan ons sê, 'n plek waar alle idees en godsdienste saamvloei, waar mense van alle kleure en geure en oortuigings saam bly, ook mense van allerlei seksuele voorkeure. 'n plek waar alle grense en alle onderskeid uiteindelik vervaag, ook geslagtelike onderskeid. Korinthe, weer aan daai kant, die hoofgod of die hoofgodin kan ons sê was Afrodite. Sy was beide manlik, of sy of hy was beide manlik en vroulik. Sy is die god van liefde genoem, soms voorgestel as 'n vrou, maar dan 'n vrou met 'n baard. Onder hom haar was daar honderde tempelprostituie, beide manlik en vroulik, om elke moontlike smaak te bevredig.
In hoofstuk 11 van hierdie brief stel die apostel wel 'n duidelike beginsel. Die onderskeid tussen man en vrou mag nie in die gemeente opgehef word nie. Dit moet geld ten opsigte van die voorkoms, dit moet geld ten opsigte van die kleredrag. Ek wil hê dat julle moet weet, skryf hy daar in hoofstuk 11, dat Christus die hoof is van elke man en die man die hoof van die vrou, en dit moet sigbaar wees. En dan weer in hoofstuk 14 gee die Here opdrag dat die geestelike leiding in die gemeente deur die broeders waargeneem moet word. Julle vroue moet in die gemeente swyg. 1 Korintiërs 14 vers 34. Dis aan hierdie broeders in Korinte dat die apostel skryf, wees manlik. Nou kan ons weer vra, wat beteken dit om manlik te wees? Beteken dit dat jy daarvan hou om met elke ander ou in 'n geveg betrokke te raak? Dat jy kan sien om daai ou reg te sien, as dat jy kan sien om jou opponent reg te timmer? Nee, dit kan nie wees nie, want reg aan die begin van hierdie Korinteërbrief betreur die apostel die feit dat daar twiste onder die broeders is. En wanneer die Paulus later die Here se kerkorde deur Timoteus en Titus aan die kerk bekend maak, dan sê hy juis dat geen ouderling of 'n diaken mag 'n bekleier wees nie. Jakobus skryf weer in sy brief, die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Of beteken manlikheid dat jy elke bokooitjie in die omgewing maar op jou kerfstok mag sit? Hulle weet mos wat hulle sê, ja, man is 'n bok en ons almal weet mos wat 'n bok is. Nee, sê die apostel, nee, skryf hy in die Korintiërs, vanweë die hoerery moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou moet haar eie man hê. Juis vanweë die toestand in Korinte, juis vanweë die feit dat die apostel verneem het van hoerery daar onder hulle, hoerery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie. Dat iemand die vrou van sy vader het. Want jy sien, geliefdes, Paulus het dit in sy eie tyd gesien en ons het sien dit in ons tyd as die bande rondom ons seksualiteit eers los is, dan is daar geen einde aan losbandigheid nie. In watter vorm ook al, dit gaan net van kwaad na erger. Maar nou, wat beteken manlikheid dan? En waar gaan ons 'n voorbeeld vind van wat manlikheid is? Ons vind die antwoord in hierdie brief aan die Korintiërs. Wees my navolger, skryf die apostel, wees my navolger soos ek dit ook van Christus is. Dis in hoofstuk 11. En nou besef ons, broeders en susters, dat ons kan niks in die Bybel verstaan, daar is vir ons geen betekenis moontlik, ook nie die betekenis van manlikheid as ons nie eers Christus verstaan nie. Die gees waarmee ons oor hierdie dinge praat, die gees waarmee ons hierdie dinge verstaan, ook dit wat waarlik manlik is, dit kan nie die gees van hierdie wêreld wees nie. Die gees van God moet dit aan ons openbaar. En ons kan maar net na sy lewe kyk. Ons kan maar net na sy apostels luister en dan sal ons baie goed sien wat dit beteken om 'n ware man te wees en die Bybelse rol van 'n man aan te neem. Die ware man waak, soos Adam moes gewaak het daar terug in die paradys. 'n ware man staan vas, nie in eie krag nie, maar in die geloof. Die ware man staan sterk dan. Wel is waar is hierdie gevegstaal. Mens hoor hierdie soort van woorde in die oorlog. Dis die taal van die slagveld, waak, staan sterk, gedra jou soos 'n man. Dis gevegstaal wat ons ook elders in Paulus se briewe, ook in die briewe aan die Korintiërs teekom. Dis gevegstaal binne die geestelike stryd wat ons voer.
Ek slaan met die vuis, skryf die apostel in 1 Korintiërs 9. Ek slaan met die vuis nie soos een wat in die lug slaan nie. Hy slaan om raak te slaan. In sy tweede brief aan die Korintiërs brei hy nog meer uit oor hierdie oorlog. Hy sê, alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God, om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God verbreek, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf. In ons stryd teen die bose, en moet ons baie duidelik byvoeg, die bose in onsself, die bose in hierdie wêreld, en ons stryd teen die bose duiwel self, moet ons bereid wees om die Satan se vestings neer te werp, sy planne te verbreek, sy skanse af te breek, gedagtes gevange te neem. Maar wees verseker o volk van God, die vyand gaan ook dieselfde met ons probeer doen. En daarom skryf die apostel aan die einde van hierdie brief, waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. Daar is baie teestanders, het ons gelees. En een van hulle taktieke en een van hulle beste planne is om aan ons hierdie vals beeld van manlikheid voor te hou. Die beeld van 'n breker, soos ons genoem het, die beeld van 'n breker wat nie die boosheid in homself kan breek nie, die beeld van 'n vegter, maar 'n vegter sonder selfbeheersing, wat keer op keer in die duiwelse lokvalle en strikke trap, die beeld van 'n begeesterde soldaat, maar dis die gees wat jy in die bodem van 'n bottel vind. Nee, skryf die Here se apostel, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Waarin bestaan Christus se manlikheid? Bestaan daarin dat hy onwrikbaar by 'n beginsel gestaan het. En daardie beginsel was dat sy hemelse Vader sy eer sal gehandhaaf word. Daar sal aan sy Vader se geregtigheid voldoen word. Sy Vader se skepping, sy Vader se kinders sal uit die greep van die bose ontworstel word. 'n onwrikbare, onbuigbare, ononderhandelbare beginsel waarvoor Jesus Christus bereid was om die magte van die hel aan te vat. Jesus Christus het opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel, hy sit aan die regterhand van die hemelse Vader, hy is Christus triomfator in die hemel, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. En dis by hierdie selfde beginsel waarby die apostel sal staan en val. Dis vir hierdie beginsel dat Paulus sy eie vuisbal, sy rug sterk maak, sy sintuie inspan om te waak en by elke geleentheid die roede op te neem, soos hy dit aan die Korintiërs stel, die roede opneem om die tugtelose in die gemeente te tugtig. Omdat die apostels soos manne staan, is hulle in staat om te kan sê, soos ons hier gelees het, laat alles by julle in liefde geskied, of elders, jaag die liefde na. Maar laat ons mekaar goed verstaan, geliefdes. 'n liefde sonder Christus se waarheidsbeginsel is nie 'n Christelike liefde nie. Dit klink miskien mooi. Dit gly miskien so soet so stroop na binne. Dis dalk streelend op die oor, dis dalk gewild onder die mens, en die prediking daarvan maak miskien die kerkbanke vol, maar dis 'n liefde wat uitgedink is deur die een wat homself voordoen as 'n engel van die lig. Hy wat die Here Jesus Christus en die waarheid rondom Christus nie liefhet nie, laat hom 'n vervloeking wees. Dis mos wat ons gelees het. Dis mos wat ons gesê het. Christus is die een wat waarheid definieer. Hy is die een wat liefde definieer. Hy is die een wat betekenis aan die begrip manlikheid gee.
Dat ons dus manlik wees, broeders, sonder om daaroor skaam te wees. Dat ons manlik wees op die Bybelse manier, volgens die Here se definisie, volgens die voorbeeld van die apostels. Laat ons manlik wees in ons vroue en ons kinders, in die weduwees, in die vreemdeling, in die wees. Hulle sal ons volg. Ek in my huis, ons sal die Here dien. Dis 'n ware man wat so praat. Dat ons manlik wees, broeders, want die Here het ons geskape met die krag daartoe. Die Here begenadig ons om daai beginsels te snap en dit volgens die Here se woord toe te pas. En as ons in die geloof staande bly, sal niks of niemand ons kan beweeg nie. Dis hoekom die oudstes in die Ou Testament in die poort gesit het, in die poorte van Jerusalem gesit het, om die wetspraak toe te pas. En dis hoekom die ouderlinge vandag in die poorte van die gemeente sit, om die toesig en die tig onder mekaar en in die gemeente uit te oefen. Want die Here soek nog steeds 'n man wat 'n muur kan bou, 'n man wat voor sy aangesig in die bres kan staan vir die land. Mag die almagtige God ons hiermee help. Amen. Kom laat ons dank. Nadige God en Hemelse Vader, U weet waar ons staan en U weet waar ons gly. U weet alles wat in ons huise aangaan. U weet alles wat in ons binnekamers aangaan. U weet alles wat in ons gebedslewe aangaan. En daarom kom ons na U toe en U wat nie net regverdig oordeel nie, maar U wat ook deur die wonderbare liefde die Heilige Gees gee en ons oproep tot gehoorsaamheid, bid ons dat U ons sal help. Nie net in hierdie gemeente nie, maar ook in hierdie kerkverband waarin U ons geplaas het, ook die wêreld oor, want ons leef in 'n wêreld waar manlike leierskap skaars geword het en waar vaderlike gesag nie meer geld nie. Ons vra dat U ons daartoe sal help in hierdie wêreld om juist dit te kan doen. Hierdie taak wat U vir ons gegee het te kan uitvoer. En dan bid ons, Hemelse Vader, ons bid vir diegene wat vra om leiding. Ons bid vir diegene wat in 'n wêreld bly wat nie weet waarna toe meer nie. Ons bid dat U ook in hulle lewens daardie leiding sal gee. U ken elkeen van U kinders. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 68 verse 12 en 13. Verse 12 en 13, Psalm 68. Ons prys die Here in sang en lied. U het U sterkte ons gebied toe dit nag was, lank gelede. U het gehoor na ons gebed, U het ons roemryk uitgered. O hoor nou weer ons bede. Psalm 68 verse 12 en 13.
ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostryke en die kragvolle werking van die Heilige Gees, dit sy en dit bly by julle almal. Amen.